Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo alle name. Ek is pastoor Elsa Botha vanaf die AGS Oasis gemeente in Witbank. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag weer bietjie vir jou die woord te bring. En vandag gaan ons bietjie gesels rondom die naam van God, die name van God, en dan ook wie is God vir jou en wat is God in jou lewe. En my program se naam dan, kom luister na die hartklop van God, en ek glo dit is wat Vader vir ons wil sê. Vader wil hê ons moet bietjie retrospeksie doen en bietjie kyk. Dis wat ek ervaar, dat ons moet bietjie kyk wie en wat hy in ons lewens is. So, ons het nou verlede week, of die week voor verlede week moes geëindig met die boekie Die Here is my herder. So vandag gaan ek net so 'n bietjie lekker informeel met jou gesels rondom hierdie kwessie. Kom ons sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, Vader, ons is so oneindig lief vir U, Vader, en so dankbaar vir wat U vir ons doen, Vader, en vir die feit dat U elke dag kom en vir ons boodskappe stuur. Ons as mens kan darem maar nie sê ons het nie geweet nie of ons het nie gehoor nie, want elke dag kom daar vir ons boodskappe deur, Vader, waar U vir ons boodskappe stuur en met ons praat. So maklik sê mense dat hulle hoor nie U stem nie en hulle hoor nie as U met hulle praat nie. Maar ek dink hulle ore is net nie oop nie, Vader. Vader, ek bid dat U hierdie woord sal seën vandag, dat U dit rema sal maak in die toehoorders se ore, Vader, en dat hulle sal weet dat hulle vir U so belangrik is. Dis hoekom U vir hulle hierdie boodskappe daagliks stuur. Ek bid dan nou so, Vader, in Jesus kosbare naam, dat U my sal lei, en dat ek nie uit myself uit sal praat nie, maar uit U Vaderhart uit. In Jesus kosbare naam, amen en amen. Ja, geliefdes, dit was vir my lekker om saam met julle deur daai boekie te werk, Die Here is my herder, en dit het toe nou aanleiding gegee tot dit wat ek vandag met julle wil bespreek. Die name van God. Soos ons weet, is daar baie name van God. Ek gaan net so 'n paar vir julle opnoem, en die betekenisse van die name in sommige plekke waarin die woord kan jy dit opspoor. So die eerste twee is El of Eloah. Dit beteken die Almagtige. Ons lees daarvan in Genesis 7 vers 1 en Jesaja 9 vers 6. Elohim, Skepper, Almagtige en sterk. Genesis 17 vers 7 en Jeremia 31 vers 33. El Shaddai, God Almagtige, Genesis 49 vers 24 en Psalm 132 vers 25. Adonai, Here, Genesis 15 vers 2 en Rigters 6 vers 15. Dan Yahweh, wat geskryf word JHWH of Jehovah. Heer, dit beteken ook Here, en ons lees daarvan in Deuteronomium 6 vers 4 en Daniël 9 vers 14. Yahweh, Jireh, die Here voorsien, Genesis 22 vers 14. Yahweh Rapha, ek is die Here wat gesond maak. Yahweh Nisi, die Here gee my oorwinning. Yahweh Mkadesh, die enigste een wat die mens kan reinig, Levitikus 20 vers 8, Esegiel 37 vers 25. Yahweh Shalom, die Here gee rus, in Rigters 6 vers 23. Daai Shalom beteken, die Here gee rus, maar ook vrede wat groei en al hoe meer vreedsaam word. Yahweh Elohim, Genesis 2 vers 4 en Psalm 59 vers 5. Yahweh Tsidkenu, die Here verskaf reg aan ons. Die Here verskaf reg aan ons.
Hy gee aan ons regte as sy kinders. Jeremia 33 vers 16 en 2 Korintiërs 5 vers 21. Yahweh Rohi, Psalm 23 vers 1, die Here is my herder. Yahweh Shammah, die Here is daar. Esegiel 48 vers 35 en 44 vers 15 lyk dit vir my. Yahweh Sabaoth, die Here van die leerskare, is in Jesaja 1 vers 24 en Psalm 46 vers 17. El Elyon, Allerhoogste, Deuteronomium 26 vers 19. Dit beteken letterlik verhoog, opgaan. El Roi, U is God wat my sien, Genesis 56 vers 13. El Elolam, ewige God, Psalm 90 vers 1 tot 3. El Gibor, almagtige God, Jesaja 9 vers 6. Daai almagtige God El Gibor beskryf ook vir Jesus Christus in hierdie profetiese gedeelte van Jesaja, soos 'n magtige, Jesaja 9 vers 6, soos 'n magtige en dapper krygsman sal die Messias, die sterke God, die vernietiging van God se vyande volvoer en heers met 'n ysterscepter. Openbaring 19 vers 15. Die naam van God El Elohim means God of creation, and describes the all-powerful nature of God, who is self-existing, out of sight, out of time and space. This name is used over 2,500 times to describe the sovereign God of all creations. El is the singular word for God in the Hebrew. Die name van God is so belangrik. En geliefdes, daar's skrifgedeeltes wat sê, ek glo elkeen wat dit al gehoor het, sal 'n mens nou dink, miskien contradict, om 'n Engelse woord te gebruik, die woord homself met hierdie twee verse. Romeine 10 vers 13 sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Matteus 7 vers 21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Nou daai twee versies voer mense aan, die Bybel weerspreek homself. Maar as jy mooi die versies gaan lees, dan gaan jy die versie dalk beter verstaan in vandag se konteks, waar ons lees van in vandag se konteks waar ons te doen het met mense en taal en hoe mense praat en 'n verskriklike vreeslike ding wat nou al gebeur in ons samelewing van vandag is die mense gebruik die naam van die Here as 'n vloekwoord. Hulle gebruik letterlik sy naam om iemand te sleg te sê of om iemand te vloek of om met iemand lelik te wees of as hulle skrik of as hulle kwaad word, dan gebruik hulle die naam van die Here uitelik. En die woord sê so mooi vir ons mag dit nie doen nie. Nou sê hy sê nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. Nou, as ons hoor hoe mense praat, het dit 'n algemene taal geword in die samelewing van vandag, in Engels, Afrikaans, al die tale, tot in die blanke tale doen hulle dit, gebruik mense, hulle sê die naam van die Here.
Hulle roep hom nie aan nie. Hulle sê die naam van die Here in die sin van 'n vloekwoord. So jy weet waarvan ek praat, sommer yderlike woorde, sommer ek sien mense wat al so in die gewoonte is, dat amper bykans elke sinnetjie wat hulle gebruik hulle die Here se naam, en ek oordeel die mense nie. Ek sê wat staan in die woord, want ons was almal op 'n tyd daar, en ons almal het op tyd hierdie dinge gedoen, en is tyd. Ons is in die laaste dae, geliefdes, of ons dit nou wil weet of nie wil weet nie, of ons daarmee wil deel of nie daarmee wil deel nie, maak nie saak nie. Feite bly staan. Ons is in die laaste dae. Ons moet klaarmaak met hierdie dinge wat skeiding bring tussen ons en die Vader. En daarom wil ek wil julle graag hierdie versies met julle gedeel het vandag, met julle gesels rondom hierdie kwessie van mense wat Matteus 7 vers 21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil van my Vader doen. En dan sê Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. So wanneer jy die naam van die Here aanroep, wanneer jy in 'n krisis is, wanneer jy met hom praat, wanneer jy bid, wanneer jy 'n probleem het, wanneer jy bly is, wanneer jy dankbaar is, en jy roep sy naam aan, dis 'n ander saak. Hy sê, want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. In Romeine 10:13, maar hy sê in Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die Here nie. So geliefdes, vir ons moet so versigtig wees wat ons doen met hierdie naam, die naam bo alle name. Jesus het so 'n mooi voorbeeld vir ons kom gee in Matteus 6 vanaf vers 6. Laat ek hom net gou kry. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur en bid jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie ydelle herhalings van woorde soos heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoog sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, sodat voordat julle hom vra, so moet julle dan bid. Onse Vader wat in die hemel is. Hier sê hy vir ons uitdruklik in die woord, onse Vader wat in die hemel is. Dis hoe ons God die Vader moet aanspreek, volgens die 33:53 vertaling van die Bybel. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, soos in die hemel net so op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergewe ons skulde, soos ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader, weer eens julle hemelse Vader, julle ook vergewe. Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So, hy sê vir ons uitdruklik hier, moet ons God die Vader aanspreek. En geliefdes, daarom is dit vir my die naam Vader, die naam God die Vader, is vir my so 'n spesiale naam, so uitsonderlike naam, wat ons letterlik regtig net mag gebruik, wanneer ons met Vader of van Vader praat. Dit gaan nog verder, dat mense die woordjie God eintlik gebruik, en dit is vir my verskriklik lelik, maar is ook 'n ding wat aangespreek moet word, of ons wil of nie, of ons nie daarvan hou om met mense te praat as hulle dit doen nie.
Ons moet dit doen, ons moet hierdie ding aanspreek, want dit raak vir my net al hoe erger en erger. Ek hoor hoe dat mense die naam van Jesus gebruik in baie lelike vloekwoorde net daarna of net daarvoor. En as jy vir jouself gaan luister, wat het jy sopas gesê? Dit hoort nie so nie. Ons geliefdes moet Godvreesend wees. Ons kan nie so aangaan nie. Ons kan nie aanhou praat soos ons wil nie. Nou vra ek vir jou, wie is God vir jou? As stof tot nadenke, iets waaroor jy bietjie moet gaan nadink. Is hy jou skepper? Is hy die skepper van die heelal? Het hy alles geskep? Glo jy dat God die skepper van die heelal is, dat hy alles geskep het, dat hy jou geskep het en so ook jou kinders, al die diere, al die lewende wesens, al die plante, al die verskillende biljoene planete wat daar is, al die lewendige organismes wat in die water en op die aarde is. In ons liggame is daar so baie mikroskopiese organismes wat bestaan. God het hulle geskape. God het alles geskape vir 'n rede. Is hy jou skepper? Glo jy vas dat hy jou skepper is? Is hy jou leier? Is hy die een wat jy volg? Is hy die een agterna wie jy loop? Is hy die een waarna jy streef om soos te wees? Is God vir jou in jou lewe, jou leier, jou voorbeeld? Is hy jou vader? Dit is seker die mooiste eienskap van God, is daai vaderlike eienskap van God. Die ander naam wat ons ook vir God gebruik is Abba. Abba wat ook sê, Vader, God. Abba maak hom so bietjie meer intiem. Wanneer ons in ons diepe binnekamer gaan gesels ons met Abba, my Vader. En ek wil vir julle sê, in ons vorige gemeente, 2 gemeentes, 3 gemeentes terug waar ons was, het ons pastoor dit vir ons so duidelik gemaak, dat ons as mense, God die Vader nie moet aanspreek as 'n pappa nie. 'n Aardse pappa is die een wat partymal teleurstel. Al moet hy die een wees wat na jou kyk en na jou omsien, jou versorg, jou beskerm, jou bewaar, is hy soms die een wat dinge doen wat hy nie moet nie. En so maklik in ons in gebed, en ek vind myself dat ek dit nou nog soms doen, as ek in 'n baie diep intieme gebed met Vader is, dat ek nog steeds sal sê Papa. En in my hart voel ek dat dit Vader nie pla nie, maar is 'n saak van respek. En Abba is vir my so lekker diep, intieme gebed, wat ek net gebruik meeste van die tyd, wanneer ek intiem met Vader in gebed is. Maar hy is my Vader, dit is sy mooiste eienskap. Hy is ons Papa. Hy sorg vir ons, hy kyk vir ons, hy gee vir ons alles. Is hy die een na waartoe jy gaan in jou alleenheid? Ons kan stoksiel alleen wees, maar nie alleen voel nie, wanneer ons in gesprek met God die Vader is. Is so awesome, dis so amazing. Want jy is nie alleen, die engele is reg rondom jou, hulle is by jou, hulle is met jou. Jy's nooit ooit alleen, as jy 'n kind van God is nie. In jou bangheid, die Bybel sê vir ons, God het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie. Maar ons weet dat ons as mense, as ons eerlik wil wees, soms bang is. En dan wil ek vir jou sê, jy kan hierdie bangheid oorkom deur net te weet dat God is by jou. In jou onsekerheid, partymal moet ons besluite neem, keuses maak. Partymal lyk dit soos onmoontlike dinge wat ons moet aanpak, en ons weet nie of ons dit moet doen nie, en ons weet nie watter kant toe nie. Is hy jou God in jou onsekerheid?
en jou siekte. Tog, ons glo in genesende kragte van God. Ons glo dat as ons siek word, sal hy ons gesond maak. Ongelukkig is ons ook gebore in 'n menslike liggaam wat siektes kry, wat siektes optel. Maar wat so amazing is, dat God genesing in ons ingebou het. En baie kere, as ons genesing bid, gee hy dit vir ons. In jou armoede, wanneer dit finansiëel swaar met jou gaan, en jy het miskien net 'n rand of 2 of 'n paar sent, is hy nog steeds jou God na wie toe jy gaan? Of gaan jy na 'n vriendin toe, of gaan jy bank toe, gaan maak jy skuld, maak jy staat op jou plastiek kaartjie, of maak jy staat op God? Is God nog steeds jou God in jou ongelukkigheid? Wanneer iemand jou hartseer gemaak het, is dit nog steeds vir jou moontlik om blymoedig te wees en te lag en te gesels en te sê, prys die Here, hy's groot. Ek wil vir jou sê, wanneer jy in ongelukkigheid kom, en jy kan die Here prys in jou ongelukkigheid, sal jy gou-gou agterkom, daai ongelukkigheid was eintlik met 'n goeie doel. Die uitdraai van die einde van die storie is baie keer beter as die begin daarvan. Is God die een by wie jy huil as jy so voel? Is hy jou alles? In jou dankbaarheid? Ons kan nou baie negatiewe punte genoem het en gevra het, is God jou God in dit? Is God jou God in dat? Nou vra ek, is God jou God in dankbaarheid? Elke keer wanneer daar 'n wonderlike ding met jou gebeur, sê jy dankie Here, prys die Here se wonderlike naam. Ons mense is geneig om baie vinnig raak te sien as goed nie gebeur soos ons wil nie. As ons bid vir iets en dit gebeur nie, is ons baie vinnig om dit raak te sien en te sê, maar ek vra en ek vra en ek vra, dit gebeur nie. Maar doen ons dit as dit wel gebeur? Doen ons die ding en sê, dankie Here. Dankie Here dat dit gebeur het. Dankie Here vir die wonderlike ding wat vandag met my gebeur het. Partymal dink ons is iets kleins, maar iets kleins kan lei tot iets baie groters. In jou oorwinning, is hy jou God in jou oorwinning? Is hy jou God in jou oorwinning? Is hy die een vir wie jy dankie sê, wanneer jy iets reg gekry het, iets goeds gedoen het, wanneer jy iewers iets gewen het? In jou genesing, is hy die een vir wie jy dankie sê as jy gesond word? In jou welvaart, wanneer daar wel geld in jou rekening en kos in jou kaste. Weet ek het eendag ietsie gehoor op Facebook, hulle sê, as jy 'n dak oor jou kop het, 'n bed om in te slaap en kos het om te eet, is jy van die rykste mense op hierdie aarde. Hoe baie van ons nie net goed as vanselfsprekend nie. Is hy jou God in jou opgewondenheid? Kan jy skree, halleluja, prys die Here, is goed vir my, in jou blessings, in die oë van jou pragtige kinders en kleinkinders, sien jy jou Skepper se liefde. Die oë van jou geliefde, as hy met verwondering na jou staar en vir jou sê, I love you, ek so lief vir jou, ek so dankbaar vir jou, sien jy God daarin? Hy het hierdie mense vir jou gestuur en op jou pad gesit. Is jy dankbaar vir die asem in jou longe? Weet jy dat jou asem van God afkom? En weet jy ook dat dit kan weggaan, kan wegraak? Is hy jou alfa en jou omega? Geliefdes, weet ons regtig hoe groot ons God is? Ek wil gou-gou vir jou daar lees in Openbaring 19 vers 15. Hoor net hoe mooi is dit. Nou wil ek vir jou vra,
Ek hou nie van tattoos nie en ek weet wat die woord sê oor tattoos. Maar hoorie, ons sê 19 vers 15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskyp van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. Hy dra op sy kleed en op sy heup die naam wat geskrywe is, die Koning van die konings en die Here van die Here. Is jy bereid om die naam van die Koning van die konings, die Here van die Here, op jou T-shirt te dra, om te sê, ek is 'n kind van God? Geliefdes, dit is my vraag vandag. Ek wil hê jy moet gaan bietjie diep dink hieroor, en selfretrospeksie gaan neem, en vir jouself sê, hoe belangrik is God vir jou? Hoe lief is jy vir God? En dit vir hom te sê, en met hom daaroor te gesels. Dis 'n vraag om te vra, né? Hoe is ek regtig oor God? Is ek regtig so lief vir hom, soos wat die woord vir my sê ek moet wees? Besef ek regtig, hierdie is 'n paar name wat ek genoem het van God, maar in die Bybel is daar honderde name. Wie is God vir jou? Kom ons sluit ons oë. Onse Vader wat in die hemel is, dierbare Here, hoe geseënd is ons net nie om U te kan hê nie, om vir U lief te kan hê, en te kan weet, U bestaan, U is ons skepper. Dankie daarvoor, Here. Here, dankie, dat ek nie hoef te wonder of te twyfel nie, dat ek ontoenseglik weet, omdat ek weet, U is my God, U is my skepper, die Here wat my lief het, U wat my dra, U wat my voed, U wat my asem gee. Dankie daarvoor, Here. Here, ek dra elke boetie en sussie vandag in U op, en vra seën hulle, Vader. Seën hulle met 'n dieper verhouding met U. Liefde vir U, Vader, soos nog nooit tevore nie. 'n Honger en 'n dors vir U woord. Vader, sodat ons gereed sal wees as U kom om ons te kom haal. As U kom om U seun of U seun stuur om sy bruid te kom haal, laat ons gereed wees. Laat ons kannetjies vol olie wees, in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Dit dan my boodskap vir jou vandag. Ek groet jou in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, die naam bo alle name, die naam wat aan ons toegeken is en ons die reg gee om te kan sê in die naam van Jesus. Ek groet jou, shalom, gaan in die vrede van die Here en mag julle geseënd wees. Tot volgende week, as ons weer praat. Ek is lief vir almal van julle, en ek sê ook dankie Here vir die lekker reëns wat uitsak hier in Witbank, Mpumalanga, Suid-Afrika. Lief vir julle almal. Shalom.